Baie welkom by hierdie week se Woensdag Woord. Dit is baie lekker om saam met julle te kuier. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor verantwoordelik leef. Nou verantwoordelik leef gaan oor die manier waarop ons omgaan met ons eie lewe, maar ook die verantwoordelikheid waarmee ons omgaan met ander mense se lewe. En hier sou waarskynlik vandag vir my saam met my sê, dis 'n tall order om verantwoordelik lewe. Party mense laat dit so maklik klink. Hulle sal net eenvoudig vir jou sê, maar mense moet net verantwoordelik raak en hulle moet net ophou sonde doen. Maar elkeen van julle wat nou al 'n entjie saam met my met die lewe gekom het, weet, dis nie so eenvoudig en nie so maklik nie. Dis nie iets wat 'n mens soos 'n ligskakelaar aan en afskakel nie. Of soos 'n nuwe neiging is, ook in ons land, as jy met ietsie saamstem nie, probeer om 'n wet te maak om daarvan ontslae te raak of te hanteer. As iemand geskiet word, dan is die oplossing, vat privaat besit van wapens weg. As iemand raak gery word, dan sê hulle verminder die spoedgrens. Ander mense sê, nee maar die ongelukke is die probleem, so hulle moet die alkoholvlakke na zero verander. En so kan ons aangaan. Ons wil goed reguleer, maar ons wil nie verantwoordelikheid aanspreek nie. Nou weet ons mos, die Franse filosoof Voltaire het al lankal gesê, hoe sieker die samelewing, hoe meer die wette. Want jy sien, mens kan nie verantwoordelikheid inreguleer nie. 'n wet kan nie mense verantwoordelik maak nie. Verantwoordelik leef begin by 'n keuse, by gesindheid in jou hart. Verantwoordelik leef vra 'n hartsverandering. En hieroor praat die Bybel baie. En ons gaan vanoggend kyk na 'n gedeelte in Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag so by mekaar kan wees. En al sien ons mekaar nie fisies oog tot oog nie, is die Gees by ons betrokke, leef die Gees in ons, is ons in u wêreld aan mekaar vasgebind, deur die bloed. So seën vir ons, as ons ook vanmôre na hierdie gedeelte kyk, sodat ons die woord kan hoor. In Jesus naam, amen. Nou, in Efesiërs 4 vers 17, staan in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. Hulle het geen deel in die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak. Hulle met onversadigbare drang en losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dis nie hoe jy Christus leer ken. Nou weet ons het al baie keer op mekaar gesê, sin begin met maar, dan moet jy weet, nou kom die eindelike storie. So, dis nie hoe jy Christus leer ken het nie. Jy het toch van hom gehoor, en omdat jy sy volgelinge is jy onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos jy vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God. En wees heilig. Nou, ons het Sondag vir mekaar gesê, dis een van die groot goed rondom geloof, dat ons anders is. En nie omdat ons besluit het om anders te wees, of daar iets met ons gebeur het wat ons nou skielik heilig maak nie, maar omdat ons dryf anders is. Nou vers 17b en vers 18 sê God aan die mense, dat hulle deel in die lewe hulle nie deel in die lewe wat God skenk nie. Hoekom nie? Omdat hulle gedagtes lei tot niks. En hoekom? Want hulle verstand is verduister. Nou minstens volgens Efesiërs bepaal ons gedagtes ons gedrag.
En omdat ons gedagtes gevul is met vers 19, 'n onversadigbare drang en losbandigheid om al wat vuil is te doen, is ons op 'n selfvernietigende weg. En daar is soveel wyses van selfvernietiging. Dink maar in die bendekultuur, veral daar in die Weskaap, wat besig is om gemeenskappe te vernietig. Dink aan die vuurwapengeweld in ons land, die dwelmmisbruik. Ry maar net op ons paaie en jy kom agter hoe onverantwoordelik mense bestuur. Voorbeelde wat maar net wys so min begrip daar vir die kosbaarheid van lewens is. En nou kom die oproep in vers 23 en 24. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is. God sê hier dus dat as ons besef hoe waardevol lewens is, ons lewens is, en watter voorregte en potensiaal daarin opgesluit is, dat ons na sy beeld geskaap is, dat ons heel anders met ons lewens sal omgaan. As ons dit besef, sal mens dink, behoort mens dan seker lewens as kosbaar te beskou. En behoort jou gedrag mens aan te pas, om hierdie wonderlike lewens van ons en van die mense rondom ons op te pas, uit te bou, te beskerm. Nou wat Paulus hier in Efesiërs uitspel, word deur sielkundiges bevestig. Ons gedrag word deur ons gedagtes gemotiveer. As ons dus ons gedrag wil verander, moet ons die gedagtes wat ons gedrag motiveer, verander. En as ons gemeenskap opbou, wat meer verantwoordelik optree, meer verantwoordelik leef, moet ons by hierdie waardesisteem, hierdie beginsels waarop ons mens lewe, moet jy begin. En dis wat Paulus hier vra. Bybelse waardes en beginsels, wat ons help om ons lewens, en die mense rondom ons lewens, as kosbaar te hanteer. Want sê, ons is almal na die beeld van God geskep. Die vraag is, hoe kry mense dit reg? Die Bybel sê, hierdie verantwoordelike lewe verg inspanning en toewyding, kom nie van self nie. Verg doelbewuste besluite om op die regte pad te loop. 'n Pad waarop ons nie sal moet begin deur die Heilige Gees te vra, luister mooi, om ons denke te vernuwe. En ons van die kosbaarheid van lewens te oortuig. Want alleen as dit vir onsself groot waarde het, sal ons dit met groter oortuiging lewe. Lank vir ander mense se lewens vir ons kosbaar sal word. Ons moet besef, voorbeelde trek. Hulle het navorsing gedoen so 'n klomp jare gelede oor tieners wat gesê het hulle ouers se lewenstyl en lewenswyse is net vir hulle 'n steek vir hulle dwars in die krop. Hulle wil asseblief net nooit so wees nie. Toe hulle jare later weer evalueer. En meer as 70% van daardie tieners wat so gerebelleer het teen hulle ouers, het presies dieselfde patroon in hulle eie lewens gevolg. So voorbeelde trek. En dan sal ons dit deur woord en daad aan ander kan oordra. Maar as ons self ons onverantwoordelik lewe, in watter deel van ons lewe ook al, maak dit mos ons getuienis moeilik. Want dit help ons nou nie, ons probeer vir kinders leer oor drankgebruik, as ons self alkohol misbruik nie. Of ons onverantwoordelik lewe, as ons dit nie self toepas nie. Spreekwoord sê, woorde wek, maar voorbeelde trek. Maar ons kan aan die ander kant ook nie mense oorhaal tot verantwoordelik lewe, deur heeltyd negatief, afwysend en veroordelend teenoor hulle te wees nie. As ons wil dat die ander die
ou lewe moet los en die nuwe lewe moet aanneem, sal ons hulle deur 'n positiewe en liefdevolle lewe daarin moet begelei. Kom ons bid saam. Vader, ons Skepper, van die begin af het U vir ons ruimte geskep. Ruimte om in te lewe en ruimte om in lief te hê. En toe ons in Adam vir die dood gekies het U telkens weer by ons kom pleit, kies die lewe. Toe ons reeds verbrou en oor die rand van die afgrond stap, toe kom U self in ons verlore dieptes in, om vir ons lewe en dit in oorvloed te bring. Maar in ons wêreld ontneem ons mekaar so onnadenkend van hierdie oorvloed. Met dit wat U vir ons skenk, gaan ons ligtelik om, misbruik die gawes tot ons eie skade en die pyn daarvan. Ons misbruik die gawe van ons liggame. Ons gee ons liggame nie aan U as offers nie. Ons misbruik die gawe van ander mense. Ons respekteer mekaar nie. Ons kyk wat ons uit verhoudings gaan kry, ten koste van. En as iemand seer kry, of as iemand swaar kry, dan kyk ons maklik ander pad en loop ver ander kant verby. Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. In tye waar niks seker is nie, is U waar. In tye waar ons as hande voor ons oë nie kan sien nie, en alle rigting verloor, hou U ons styf vas en word vir ons die weg. En in tye wat ek, hoe onverklaarbaar ook al, weer en weer die dood kies, gryp U my vas en word vir my die lewe. Daarom God van tweede kanse en oorbegin, gryp ek U ook vas en vra Here vergewe my en soek my waar ek dwaal. Amen. Bid vir U baie mooi week toe, tot volgende keer. Groete.